Daar's 'n plek wat ek van weet. Goeiedag julle en welkom by hierdie week se week van gebed met die titel Daar is 'n plek. En hierdie week gaan ons 'n reis tog saam met die jong mense, die tieners, die jeug gaan met 'n eindbestemming wat baie belangrik is. Maar ieder en elk is welkom om saam met ons te kyk hierdie week en saam met ons op hierdie wandel te gaan op soek na daardie sekere plek. Maar voordat ons voortgaan, kom ons begin net met 'n woord van gebed. Liewe Jesus, baie dankie dat ons vandag hier kan wees en dat ons die geleentheid het om ook uit te reik na ons jonger mense. Ons mense wat soveel uitdagings in die sig staar in hierdie wêreld waarin ons onsself bevind. Ons is so naby aan die wederkoms. En daarom vra ek U dat U ook deur hierdie week ons genadig sal wees en die jong mense genadig sal wees. En my genadig sal wees dat ons die regte woorde sal spreek wat hulle sal aanraak en liewe Here, dat hulle ook net sal weet wat so groot liefde U vir hulle het en tot wat hulle alles in U naam in staat is, liewe Here, en dat hulle ook sal weet daar is 'n plek vir hulle. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Kom nou in ons midde, is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. So elke tiener jong mens, om die waarheid te sê, elke mens het 'n behoefte om ergens te behoort. Ergens in te skakel, ergens waar mens tuis voel. Op 'n sosiale vlak, op 'n intellektuele vlak, op 'n fisiese vlak en op 'n geestelike vlak. Die lewe werk sodat in 'n mens se vormingsjare as 'n kind mens daardie identiteit, daardie plek waar jy behoort, gevorm word deur jou gesinslewe. En hooplik is dit 'n goeie plek. Hooplik is dit 'n plek waar pappa en mamma baie lief is vir 'n mens. 'n Plek waar mense openbaring van God kan kry deur jou verhoudings wat jou ouers met jou het en wat jy met hulle het. Maar dan kom daar tienerjare. En hier is dit waar dit bietjie verander. En baie keer waar ons as volwassenes, ons as ouers en grootouers sukkel. Want ons dink die tieners raak opstroppelis. Hulle is moeilik. Want skielik kan ons sien dat daar ander dinge is wat belangriker is as ma en pa. Maar die fout lê nie by die ouers of by die kind nie. Dis net die ontwikkelingsjare. Nou in die tienerjare het die konsep van die jong mens en sy verhouding wat hy staan met sy ouers as sekondêr geraak. Dis nie meer die primêre belangrikste verhouding vir hom nie of haar nie. Nou het daardie tiener 'n behoefte om ergens tussen sy portiergroep te behoort. Diegene wat dink soos hy dink, diegene wat die mode van die dag ervaar soos wat hy dit ervaar, die lewe ervaar, selfe uitdagings op skool het, selfe uitdagings op die veld het, selfe uitdagings in die geestelike lewe. En dan hier kom die probleem. Wanneer sekere kinders nie daardie groepering kry tussen hulle portiergroepe waar hulle kan inskakel nie. Waar hulle nie kan voel, sjoe, hier voel ek deel van nie. Daardie kan maklik lei tot vrae soos, wat is die doel van die lewe dan? Wat is my doel? Wat soek ek hier? Is daar 'n plek vir my in die lewe? En hierdie is soms van die grootste vrae wat tot selfdood lei onder tieners. Daardie gevoel dat hulle nie behoort nie. Vanaand wil ek net gou vir al die jong mense en vir elkeen wat ingeskakel is, net hierdie gedeelte in Jesaja 43 lees. En dit sê, maar nou, so sê die Here jou skepper oor Jakob, en jou voormeerder oor Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Nou wil ek net vanaand sê, elke keer as ons lees van Jakob en Israel, sit net die eie naam en die eie van daarin. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos.
So die Here sê vir elke jong persoon daar buite, daar is niks wat ons hoef te vrees in hierdie wêreld nie, want hy het ons reeds verlos. Maar dit gaan verder, dit raak meer intiem. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Vandag het ek vir Divan, my oudste seun, 'n opdrag gegee. En terwyl ek dit vir hom gee, was ek in gesprek met 'n ander man gewees. En Divan kry toe die goed wat ek hom gevra het om te kry. En hy probeer my aandag kry en ek is so in gesprek met die ander persoon dat ek nie hoor hy roep pa nie. Ja, so Divan kry toe hierdie items wat ek hom gevra het hy moet kry. En hy probeer my aandag kry en hy roep pa, maar ek hoor dit nie eers nie. En eers toe hy my by my naam en my titel en my van roep, toe gee ek ag daarop. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Divan ken my naam, want ons het 'n verhouding. Hy ken my titel en my volle name en my van, want ons is so na aan mekaar. Dan sê die Here, as jy deur die water gaan, ek is by jou. As dit moeilik gaan, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie verbrand nie. So die een uiterste tot die ander uiterste, al sal vloede oor jou lewe kom, storms, al is jy in gevare waar vuur jou lewens dreig, en daar is die geestelike vure en die storms van die lewe, sê die Here, het jy niks om te vrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. En luister dan, wie is julle vir God? Omdat jy koslik is in my oë, hoog geag is. Hoor julle dit? Hoor julle wie is julle vir God? Hoog geag is en ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie. Jesaja beklemtoon dit deur die inspirasie van die Heilige Gees, dat ons niks het om te vrees nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Dis wie julle is in God. So ja, jong mense en tieners lewe in 'n wêreld waar dit moeilik is om in te skakel. Moeilik om 'n plekkie te vind, moeilik om identiteit te vorm. Veral Christelike jong mense. Want ons lewe in 'n wêreld volgens Hebreërs 13 wat nie ons tuiste is nie. 'n Plek waar ons nie behoort nie. En dan kom daar alle tipe sosiale druk. En hier is die moeilikheid. Hier is waarvoor ons moet waak, jong mense. Is dat ons waardes, ons morele waardes opgee om in te pas. Opgee om net eers te voel dat ons behoort. En hoe lyk hierdie druk? So ons sal sien dat daar cool kids is, waar dalk skelmpies pouse daar by die skool 'n rookie vang. En as ons nie saam met hulle gaan staan en rook nie, gaan ons nie by hulle inpas nie. Wie weet, miskien is daar 'n groepie wat so nou en dan skool slip, of bank. En dan eers hulle self probeer vind in drank. En as ons nie saam met hulle is nie, as ons die uitgeworpe, die minder cool kids, diegene wat geboelie word, diegene wat opgepik word, wat van daai groepie, waaraan ons so graag deel wil hê, wat met dwelms betrokke is. En dan natuurlik, is daar soveel seuns en soveel dogters daar buite, wat hulle selfwaarde verkoop.
deur om hulle maagdelikheid prys te gee. Net om cool te wees. Net om deel te wees, om in te gee tot die sosiale druk van hierdie wêreld. En vanaand wil ek vir julle sê dat dis nie die moeite werd nie. Nie een van daardie dinge nie. Niks waar jy jou waardes wat jou ouers in jou gevorm het, plek gee, is die moeite werd nie. Al daardie dinge het langtermyn uitdagings en probleme wat dit los. Gevolge. Gevolge waar jy eintlik jou menslikheid en jou menswaarde verloor. Net om in te pas by 'n groepie wat tydelik is. Enige iemand wat van jou vereis om enigiets te doen wat teen jou beginsels is nie die plek waar jy moet wees nie. Maar vanaand wil ek julle uitnooi om anders te wees. Om anders te wees. Jy sien, almal wat so inpas, is eintlik maar net volgelinge. Maar wat die wêreld nodig het, wat die kerk nodig het, is jong mense. Jong mense wat sal uitstaan as leiers. Alraai, so, wat die wêreld nodig het is jong mense wat anders is. Jong Christen mense wat nie hulle identiteit gaan soek op plekke waar hulle nie hoort nie. Jong mense wat pleks van dat hulle volgelinge van hierdie wêreld is, leiers vir Christus sal word. En ek wil julle graag vat na verhaal in Daniël hoofstuk 3. Die verhaal van Sadrag, Mesach en Abednego. Jong manne wat in 'n plek is waar hulle nie hoort nie. Hulle identiteit is nie daar nie. Hulle is in Babylon, hulle is vasgevang binne 'n stelsel en hulle het eintlik nie beheer oor waar hulle self bevind nie. Maar een ding weet ons van Sadrag, Mesach en Abednego, dat die fondasie wat hulle ouers gelê het, 'n goeie fondasie was. En so kom dit dat die koning van Babylon, koning Nebukadneser, 'n groot beeld gebou het. 'n Beeld wat reflekterend is van hom. En hy roep toe al die belangrike mense, al die coolstes, almal wat uitstaan in die gemeenskap, en hy roep hulle bymekaar en hy sê, sien julle hierdie beeld? En as die band nou begin speel, dan gaan ek nou vra dat julle asseblief voor hierdie beeld sal neerbuig en hom sal aanbid. Daar was 'n groot menigte mense. En weet julle wat? Sadrag, Mesach en Abednego kon net so ingeblend het met die res van die skare. Min mense sou eers ag gegee het daarop dat Sadrag, Mesach en Abednego nie neergebuig het nie. Maar daardie 3 jong manne staan toe, want hulle weet wat die regte ding. En skielik is daar ander wat hulle sien en almal begin te skinder en almal vertel stories. En almal hardloop met hulle stories na die koning toe. En hierdie 3 jong seuns word toe geboelie. Geboelie om teen hulle beginsels te gaan. Maar Sadrag, Mesach en Abednego het besluit, hulle gaan nie volgelinge wees nie. Hulle wil nie soos al die ander wees nie. Hulle wil leiers vir Jesus wees. En hulle het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om hierop te antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien is in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die hand ook koning verlos. Maar so nie. Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie. En die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Hierdie manne sê, hierdie is teen ons waardes, koning. Ons gaan dit nie doen nie. Maar as dit God se wil is om ons deur hierdie vuuroond, hierdie pad van verwoesting wat u vir ons uitgelê het,
te red, dan sal hy dit doen. Maar al sou hy verkies om dit nie te doen nie, ons gaan nie opgee nie. Ons gaan nie ingee nie. Ons wil nie cool wees nie. Ons wil net getrou wees. Toe sê die koning, yes, kry die sterkste soldate wat ons het, bind hierdie ouens vas, maak daardie vuur so warm as wat dit kan wees, daardie vuurwind, en gooi hulle daarin. En weet julle wat gebeur? Toe daardie groot fris manne, daardie 3 jong Hebreëse manne in daardie vuuroond ingooi, toe sterf daardie groot manne. Maar Sadrag, Mesach en Abednego het behoue gebly. En teen groot verbasing van die koning kyk en hy vra vir sy ander diensknegte, is dit nie so dat ons 3 manne daarin gegooi het nie? Hoe is daar nou 'n 4de ene wat lyk soos 'n godeseun? En het ons hulle nie vasgebind nie? Hoe loop hulle vrylik rond saam met daardie persoon? Weet julle wie was daardie 4de persoon? Onthou julle daai belofte wat ons net nou gelees het in Jesaja 43, al sal ons deur die 4 oonde van hierdie wêreld gaan, hy sal ons nie verlaat nie, want hy het jou by jou naam geroep, jy is syne. Al wat ons moet doen, is ons moet so lewe, dat ons kan getuig, dat ons syne is. Ek wil vanaand 'n oproep maak aan die jong mense, en aan elkeen wat kyk, dat ons anders sal wees. Julle wat by die kerk is, laat ons nie sosiale druk op mekaar sal sit nie. Laat ons mekaar nie sal boelie nie. Laat ons mekaar nie sal spot nie. En laat ons vir mekaar nie sal skinder nie. Laat dit nie sal nodig wees dat enige een van hulle standaarde moet opgee om in te pas nie. En wanneer iemand se standaarde hoër is as ons in, laat ons nie alles in ons vermoë sal doen om hulle af te trek nie. Maar laat ons sal sê, ek wil ook daardie standaard bereik. En dan wil ek julle vra, dat julle leiers vir Christus sal wees. Dat julle uit sal kyk vir mekaar. Dat julle mekaar sal laat tuis voel. Binne in julle portuïergroepe. Laat julle 'n liggaam van Christus sal wees, waarvan Jesus die hoof is. Laat julle die kerk sal wees. So wie is ek? Ek is 'n kind van die Allerhoogste. Kostelik in sy oë. Hoog geag. Deur die een wat my liefhet. Die Skepper. Die een wat volke in my plek gee en nasies in my plek. Die een wat my by my naam geroep het en my ken. Die een wat my verlos. Dis wie julle is. En is oukei om nie altyd 'n plek in hierdie wêreld te hê waar u behoort nie. Want u behoort by die voete van Jesus. En daar is vir ieder en elke plek. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, dankie dat u ons liefhet. Ons weet die duiwel het gekom en hy het kom verwoes hierso. En daarom is daar sosiale druk op ons jong mense om cool te wees, om deel te wees. Maar liewe Here, ek wil u vra dat u hulle sal bewaar, want daardie cool en daardie deel van hierdie wêreld kom met 'n prys. En daardie prys is heel waarskynlik ons ewigheid wat ons kan verloor. Ek vra u dat hulle sal besef dat hulle identiteit wat hulle in u het en in mekaar as jong Christene is voldoende. Ek wil vra dat hulle mekaar sal oppas en sal bewaar en sal liefhet. En dat hulle 'n groep sal wees waar daar identiteit is vir mekaar binne die koninkryk van God. En dan is dit oukei om anders te wees. Want dan het ons mekaar en ons het u. Staan hulle by.
Help ons om hulle te lei, liewe Heer. Is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen.